Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Oh, what a Savior, wonderful Jesus. 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 Death could not hold Him. You are victorious. Praise to the risen This is my story, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
Kom ons bid saam, vriende. Here Jesus, ons eer U God en Vader van ons bestaan. Heilige Gees, ons nooi U om ons ore te verhelder met waarheid. Ons nooi in om ons hele menswees, ons doen en late te verander en te transformeer deur U lieflike nabyheid. So bid ons nou vir elkeen wat hierdie woord sal hoor, dat die woord van God nie leeg sal terugkom nie, maar doen waarvoor dit gestuur word. En ons vra vir U dat die lieflikheid van ons saamwees tot lof en heerlikheid van U heilige naam sal wees. Vader, ons het geen groter verlange as om U te verheerlik en dat hierdie woord en hierdie saad wat ons vanoggend saai op goeie grond sal val nie. Bring asseblief vir ons 'n ontvanklike hart vir U waarheid in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gesels oor heiligmaking. En ons het verlede week gesels oor die metafoor van die arbeiveld en die valse strawberry milkshakes ensovoorts. So vandag wil ek verder gaan en gesels oor heiligmaking in die paar minute wat ons saam het. Nou, ek dink baie mense het geen probleem daarmee om, wanneer dit kom by ons redding, die volgende stelling te glo nie, en dit is dat net God kan ons regverdig maak. Daai stelling, kinders, beteken net God kan ons regmaak. Net God kan ons regmaak met homself deur Jesus. Nou, ek kan nie dink dat daar enige mens is wat anders te hieroor sal dink nie. Nou, dit is wat ons in teologie of in die Bybel noem, wanneer dit kom by ons redding, regverdigmaking of die geregtigheid van God wat kom in Jesus Christus. Nou, ek sê weer, baie mense het glad nie 'n probleem daarmee dat God die initieerder daarvan is nie. Met ander woorde, hy voer dit uit. Hy maak ons reg. Daar is geen mens wat hulle self kan regmaak nie. Maar weet wat is nou interessant? Wanneer dit kom by ons tema wat ons die afgelope tye oor gesels, heiligmaking, voel dit vir my asof daar 'n ander gevoel na vore kom by mense en in die wêreld daar buite. Dis so asof wanneer ons by heiligmaking kom of mense die bordjies wil verhang. Met ander woorde, hulle sê ja, ons glo dat God is die begin van die pad van om ons reg te maak, regverdigmaking. Maar nou, nadat ek reggemaak is, nou is dit my beurt. En in my beurt beteken dit, ek moet nou my geestelike sokkies optrek, en ek moet nou my kant bring, en ek moet nou doen, sodat ek my heiligmaking kan bewerkstellig. En die gevolgtrekking wat ons hiermee maak, is dat mense eintlik daardeur sê, ek gaan nou baie hard moet werk, en effort daarin moet insit, vir heiligmaking. Nou, die punt is, wat ek hier wil maak is dat die woord alleenlik een ding leer, en ek wil dit onomwonde sê. Die woord sê kristalhelder, dit is net God wat ons in en deur Jesus kan red. Dan is dit ook net God wat deur sy Heilige Gees ons kan heilig maak. Die woord leer verder, dit is net God en God alleen wat ons kan neem en ons gryp en ons een kan plaas. Ons heilig, ons set apart, ons afsonder vir sy glorie. Ons afsonder vir hom. Dit is net hy en hy alleen wat dit kan doen. Die woord sê dit kristalhelder en duidelik. En ek dink dis hier waar baie mense graag sal wil argumenteer en sê, is hier nie 'n teenstrydigheid in die woord nie? Met ander woorde, ons glo God doen dit aan een kant, maar moet ons nie nou ook iets doen nie? Maar nou sê jy terselfdertyd, maar God doen alles. Is daar nie 'n teenstrydigheid in die woord nie? Veral wanneer ons die skrifte lees wat in die Nuwe Testament, die Ou Testament aanhaal, waar God sê, wees heilig, want ek is heilig. Hoor die opdrag, dis 'n opdrag, wees heilig, want ek is heilig. Wat van die opdrag wat ons 'n tydjie terug behandel het in Hebreërs 12 vers 14, waar die Here sê, jaag die heiligmaking na, waarsonder niemand God sal sien nie. En ek herinner julle dat ons by die derde boodskap van heiligmaking oor hierdie teks gesels het. En daardie woordjie jaag, wat 'n werkwoord is, dis 'n command, dis 'n opdrag, beteken chase it. Chase it with intensity. Pursue it with all you have.
Nou, is hier nie 'n teenstrydigheid nie, François? Want aan die een kant sê jy, God doen dit alles, maar nou sê jy, jaag dit, pursue dit. Hierdie heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. So hieroor moet ons 'n bietjie gesels vanoggend. En my vraag is, en ek dink die vraag wat baie mense vra is, plaas hierdie opdragte, hierdie imperatiewe wat ek sopas genoem het, nie die verantwoordelikheid terug op die skouers van jou, jy die kyker of die luisteraar of die lidmaat in ons gemeente, plaas dit nie die verantwoordelikheid terug by jou en sê, maar jy sal iets hieraan moet doen nie, jy sal jou sokkies moet optrek nie. En ek dink baie mense sal hier argumenteer en sê, ja, onthou, die skrif sê in Psalm 138, Paulus herhaal dit in Filippense ook, dat die Here die goeie werk in ons begin het, maar dan sal baie mense wil sê, maar jy gaan nou daardie werk moet klaarmaak. Jy gaan in gehoorsaamheid daarop moet reageer. So wat ek vanoggend net in die huiskerk wil doen is, ek wil probeer met die hulp van die Here en met die hulp van die Heilige Gees om hierdie ding so bietjie verstaanbaar te maak. So daarom is dit baie belangrik dat ons sal luister na wat die woord van God sê. So ek wil net hier 'n paar teksgedeeltes vinnig vir jou voorhou. Die eerste een is 2 Korintiërs 7 vers 1. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die gees en die vrees van God volbring. Met ander woorde, plaas daai teksgedeelte die hele rol van heiligmaking terug in jou hande, met ander woorde, jy moet dit bewerkstellig? Goeie vraag. Efesiërs 4 vers 22, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê, wat deur die begeerlikheid van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Is dit jou werk? Gaan jy dit regkry deur jouself? Wat van 1 Tessalonisense 4 vers 3, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van die hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry en in heiligheid te eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie, dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg of benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê het en betuig het, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. So, wat moet ons nou hier verstaan? Is heiligmaking my verantwoordelikheid en werk, of is dit God wat werk? Sien vriende, heiligmaking, gaan ek nou 'n paar dinge hieroor sê, is nie iets wat ons doen, sodat ons nou vir God kan bewys, dat hy nou moet kom en ons set apart moet verklaar nie. Ons goeie werke, luister nou baie mooi, ons goeie werke in heiligmaking is nie uiteindelik 'n bewysstuk wat ons gaan neem en dan dien ons dit in by die Here, ons bring dit vir hom, sodat ons dan nou geestelike punte of krediete of seëninge of blessings van hom kan verkry nie. Met ander woorde, kyk Here, hier is al daai dinge, 2 Korintiërs 7, hier is Efesiërs 4, hier is 1 Tessalonisense 4, ek het dit reg gekry, ek dien dit nou as bewysstukke in, sodat u vir my tot seën moet wees. Ek dink nie dit is hoe dit werk nie. As ons dit gaan begin doen en as dit is hoe ons heiligmaking gaan benader, gaan ons maar net weer eens verval in 'n lysie godsdiens. En 'n lysie godsdiens is 'n godsdiens vol bewysstukke, 'n bewysstukke van hoe goeie en hoe vroom mens ek nou eintlik is. Met ander woorde, Here, kyk, hier is alles wat ek reg gedoen het. Hier is alles wat ek reg gekry het. Seën my. Maar ek wil vir jou iets vandag anders sê. Broers en susters, ek wil bepleit en argumenteer dat ons veel eerder iets anders te moet verstaan. Dat wanneer die imperatief kom op die opdrag kom van God, wees heilig want ek is heilig. Of jaag die heiligmaking na waarsonder niemand God sal sien nie. Of 2 Korintiërs 7, of Efesiërs 4, of 1 Tessalonisense 4 wat ek so pas voorgehou het. Al daai dinge wat ons moet doen, die beloftes, die besoedeling van die vlees af lê, dat ons nie in die vorige lewenswandel sal stap nie, dat ons die hartstogtelike begeertes sal uittrek en anders sal wees, dat ons dit net om een rede sal doen, en die rede daarvoor is omdat
omdat God ons, die rede hoekom ons dit wil doen is, omdat God ons in Jesus geheilig en uitverkies het. Met ander woorde, omdat hy dit gedoen het, reageer ons in 'n lewe van wat ek sopas vir jou gelees het. Ek wil nou alle besoedeling van die vlees en die gees, wil ek myself laat reinig. Ek wil oorgee aan die oorwinnende krag van Christus. Ek wil sterf aan die begeerlikhede van wat my verlei en my te gronde bring. Ek wil die nuwe mens myself mee beklee. Ek wil die wil van God najaag van heiligmaking is. Nie omdat ek enige bewysstuk of goeie dade of selfregverdiging of my redding sterker maak by God of meer punte verdien by die Here nie. Maar alleenlik omdat God ons in Jesus geheilig en uitverkies het. So wat ek hier wil sê is helder en duidelik. God het die aksie geneem in Jesus Christus, in jou en my lewe wanneer dit kom by Jesus. Hy het alles gedoen in Jesus Christus. En wat ek en jy kom doen in ons lewe is dat ons daarop reageer. Daar's pragtige 3 woorde wat ek hier vir jou wil voorhou. Ek sit dit so op die skerm. Dit is geloofsoorgawe, en dan geloofsvertroue aan die Here en absolute geloofsafhanklikheid. Nou ek wil hier 'n goeie voorbeeld vir jou noem om dit te probeer illustreer. En die van julle wat getroud is of nog wil trou, sal dit nou mooi ter harte moet neem. Ek dink 'n goeie vergelyking hier om hierdie punt vas te maak is soos 'n gesonde huwelik, nie waar nie, né? Wie van julle mans het met julle vrou getrou uit plig uit? Ek hoop nie so nie. Ek hoop nie jy het uit plig uit getrou nie. Nou, wat vir my so mooi is van 'n huwelik wanneer jy jou maatjie ontmoet, is dat jy vir haar sê ek wil met jou trou. En dan wanneer jy met haar trou is omdat jy in liefde wil oorgee aan mekaar en soos die skrif ons leer, een vlees word voor God. Nou is my vraag, nou vir al die jare van hierdie getroude lewe, kom jy mos nie in die oggend en dan dien jy 'n bewysstuk in vir jou vrou met al jou goeie dade as man, hoekom sy nou getroud moet bly aan jou en hoekom jy so 'n goeie match is vir haar in jou liefde nie. Dit sou mos absoluut absurd wees. Ek dink in 'n pragtige verbondshuwelik, ek gebruik juis met 'n doel hierdie woord, is daar 'n spontane oorgawe aan mekaar. Daar is 'n spontane oorgawe betrokke in so 'n huwelik. En ek dink omdat ek gaan nou net van my kant af praat, omdat ek lief is vir my vrou, wil ek haar in liefde bly jaag. Ek wil haar pursue. Nie om bewysstukke in te lewer om vir haar te bewys, luister hier, ek moet nou vir jou bewys dat hoekom ek jou jaag en hoekom ek vir jou lief is nie. Dis 'n spontaniteit, dis 'n hartsoorgawe. Ek moet my vrou jaag, en daarmee bedoel ek nie, ek moet haar in die gang op en af jaag nie. Dit beteken nie, ek jaag haar deur vir haar vakansies en juweliersware en klomp wêreldse dinge te gee nie. Ek dink die oorgawe lê in 'n spontane hartsoorgawe. En as mens nou 'n huwelik pragtig uitleef, is dit nie 'n werk nie. Dis 'n spontaniteit. Dis 'n hartsverandering. Dis om in jou taal te sê, ek behoort aan jou. Ons is een. Ek is aan jou alleen getrou. Ek wil nie aan 'n ander een behoort nie, en daarom dra ek my ring. En ek dra my ring omdat ek daardeur bewys ek is getrou aan jou, deur dik en dun, en daardie dik is nie vet en maar nie, deur alle omstandighede is ek by jou, is ek met jou, is ek oorgegee aan jou, omdat daar 'n spontane hartsoorgawe gekom het. En ek dink daarom sê ek dit altyd so mooi vir baie mense, is 'n huwelik juist soveel anders as net 'n meisie en 'n kerel verhouding, of selfs verloofdes. Want dis 'n goddelike belofte. Ek is nou set apart. Ek is nou afgesonderd vir hierdie huwelik. En nou leef ek is committed vir hierdie huweliksverhouding. Dis 'n spontane storie. Ek het dit nou oor en oor gesê. Kom ek gaan aan. En ek dink heiligmaking, broer en suster, is ook so.
En wat jy hier moet verstaan, is dat dit heiligmaking is soos hierdie wonderlikste huweliksgeskenk, wat God in alles vir jou kom gee in sy genade, en hy sit dit op die tafel neer. En al wat hy vra is, hier is die aksie wat ek geneem het. Ek verklaar hierin my verlange en my liefde om jou heilig te maak, en al wat ek vir jou vra is 'n hartsverandering, 'n commitment, 'n oorgawe, sodat ons een kan wees. Dis niks meer of niks minder nie, as ook 'n liefdesreaksie. Dis nie bedoel, my vriend, my broer en my suster, om 'n strydoorlog te wees nie. Dis nie bedoel dat daar 'n struweling in ons moet wees is, ja, dit is vir my so moeilik om in heiligmaking oor te gee vir die Here nie. Ek bedoel, ek krap mos nie my kop elke oggend as ek opstaan langs verlaan en sê, dit is so flippend moeilik om met jou getrou te wees nie. Wanneer ek haar sien ek my beste vriend, my mooiste maatjie, die een aan wie my hart behoort. En ek dink dis wat so kosbaar is, wat ek vandag met julle wil deel, kortliks net nog in die laaste 10-15 minute, uit ons teksgedeelte in Efesiërs 1. Want vanaf vers 3 tot 14, wat by the way die langste sin in die Griekse grammatika is, sonder 'n punt of sonder 'n komma, word hierdie heerlikhede van ons heiligmaking, die werking van God, in en deur Jesus en met die werking van die Heilige Gees, die drie-enige God helder verklaar, dat God in werking, God in aksie die een is. En ons reageer. Ons kom in geloof. En dis hier wat ek die heiligmaking vir jou vanoggend wil verduidelik. As jy in jou Bybel kyk, ek gaan nie na alles lees, ons gaan so op die skerm volg. In Efesiërs 1 vanaf vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele. So waar ons wegtrek is dat die seën, die blessing kom van wie? Kyk in die teks, dit kom van God. Kyk vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Nou wie is hierdie in hom waarvan ons nou praat? Dit is die een in wie God ons wil kom seën, en sy naam is Jesus Christus. Hierdie moenie vir jou moeilik wees nie, hierdie is net die werking van die drie-enige God. God seën ons, hoe doen hy dit? Deur Jesus, wat vir ons verlossing bring deur sy bloed. Kyk nou vers 13 en 14. In wie julle nadat julle ook die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle dit ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees. So die Heilige Gees gaan uiteindelik kom en al die seëninge en die werksaamhede en die oorwinning van Jesus gaan hy kom waarborg, sodat dit vas staan. Dit is in kort wat ek vanoggend nou vir jou gaan aanpak. So nou het ek net so 1 of 2 vragies om op die tafel te sit om dit te verwoord. En dit is, die eerste vraag is, het jy al ooit gewonder, hoekom God so graag vir ons wil heilig en afsonder vir hom, as ons hom net keer op keer teleurstel? Het jy al daaroor gewonder? Wel, om mee te begin, wil ek dit probeer antwoord deur om 'n paar stellings te maak, en dit is, onthou, dat God skuld jou absoluut niks. Ons was net 'n teleurstelling in sonde van die begin af. So God skuld ons niks nie. God kom ook nie en hy verklaar en hy doen al hierdie wonderlike werke in en deur die bloed van Jesus en in die waarborg en die verseëling van die Heilige Gees, omdat hy eenvoudig net by homself gedink het, hy kan nie sonder jou bestaan nie. Nee. Die skrif leer ons eintlik in hierdie teksgedeelte van Efesiërs 1, oor en oor en oor, hy doen dit, as jy in die skrif sal lees, tot lof van sy heerlikheid en sy genade. Kyk daar in vers 12, sodat ons kan wees, uiteindelik, dis die resultaat van die heiligmaking, sodat ons kan wees in wese, net soos wat ek in wese my man vir my vrou is, as gevolg van die huweliksverbond. In wese gaan ek nie haar kerel wees of haar seun nie, ek is haar man, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Tot lof van sy heerlikheid. En wat so wonderlik is dat ek die sinne nou gaan gebruik om dit vir jou te wil verduidelik. God doen dit, hy wil dit doen. Kyk weer in vers 3, God seën ons, kyk in vers 4, soos hy ons in Jesus uitverkies het. God verkies ons uit in sy seun. Vers 5, God het ons voorbeskik om ons as sy kinders aan te neem in Jesus. Dis God wat dit voorbeskik. Vers 6 sê, God het ons begenadig in die geliefde. Sien jy dit? Vers 8,
Hy het oorvloedigheid aan ons bewys. Dis God se werk. Vers 9. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het. God wil vir ons sy wil verklaar. Hy wil vir ons leer wat sy hartsoortuiging is. Net soos ek en my vrou een wil wees en mekaar wil ken in intimiteit, kom God en sê, ek wil al hierdie dinge, wil ek vir jou doen, ek wil dit vir jou gee. Dit is in Jesus, omdat in my seun is waar my verlange lê, waar ek julle roep tot kindskap, tot heiligmaking. So ek wil eenvoudig vir jou sê, broer en suster, jong mens, wat jy nou moet hoor, is hoe lieflik, en hoe getrou, en hoe enorm God alleen is in hierdie narrative. Hy is die orkestreerder, hy gebruik die bloed van sy seun, die gewilligheid van Jesus wat as Immanuel na die wêreld toe kom. Hy gebruik die getrouheid van die Gees van waarheid om dit uit te werk, sodat God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees ons uiteindelik kan uitbring by 'n storielyn waar al die eer en lof en die heerlikheid in die pad van heiligmaking na God toe kom. Waar 'n heiligmaking storie nie gaan oor kyk hoe goed is Jannie, kyk hoe goed is Sunny, kyk al my bewysstukke nie. Dit het niks met jou vroomheid en jou godsdienstigheid en jou Bybelkennis te doen nie, maar dit het alles te doen met die eer en heerlikheid en die glorie en die getrouheid van wie God is. Dit maak jou verlief op hom. En ek dink daarom moet ons sien die rol wat ek nou net genoem het, God die Vader speel, maar Jesus het ook 'n rol hierin en die Heilige Gees ook. Kom ek noem dit ten slotte vir ons. Kyk daar in vers 7. In hom het ons die verlossing deur die bloed, deur die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Wat kom doen? God se plan was dat Jesus sy bloed kom gee. En bloed is lewe. Vers 8. Wat hy oorvloedig aan ons bewys het. God het nie teruggehou nie. Hy het 'n oorvloedige daad gedoen om wat te doen? Om jou te heilig. Om jou by vers 3 se waarheid uit te bring. Om jou nie net te seën nie, om jou nie net te heilig nie, om jou nie net te seën met al die geestelike en die seëninge wat in die hemel is nie, maar vers 4, omdat sy hart was voor die grondlegging van hierdie wêreld, waar die lam al reeds sy bloed kon aanbied het as die finale offer vir die mensdom, om jou uiteindelik voor hom sonder gebrek en heilig in liefde te bring. Sien, dis wat hy wil doen. So heiligmaking is nie maar net 'n moeilike topic waar ons moet gesels nie. Dis die enigste manier wat jy voor die troon van God kan kom en uiteindelik deurgaande gered sal word. Want die bedoeling was om in die bloed en deur die bloed van Jesus moes Jesus jou bring na die troon van God, sodat hy jou voor God kan bring en danksy Jesus hy jou heilig en sonder gebrek kan voorstel. Hier is die seun God. Ek, Jesus, het hom geheilig deur die opdrag wat u vir my gegee het. So al die getrouheid en hierdie hele narrative was nog van die begin af wat God gedoen het in die getrouheid en die gehoorsaamheid van Jesus. Vers 5, deur Jesus het hy dit gedoen. Vers 6, in Jesus is ons begenadig. Kyk daar in vers 7, in Jesus kry ons verlossing en vryspraak. Vers 9, in Jesus word God se plan, sy wil, sy welbehae bekend gemaak. Vers 10, in Jesus word alles in die hemel en daaronder verenig. Met ander woorde, alles word byeengebring in Jesus. Vers 11, in Jesus se getrouheid ontvang ons 'n erfdeel, 'n ewige erfenis. Vers 12, in Jesus word ons ook deur die Heilige Gees verseël. So wat jy nou al moes gehoor het, is oor en oor en oor die woorde, in Jesus, deur Jesus. In Christus, deur Christus. Dit het my so laat dink terwyl ek hiermee besig was aan die ou lied wat ek al so baie keer gesing het. O Christus, ons verlange. U het ons heil, en ek wil hier byvoeg, heiligmaking gebring. Sal ooit ons jubelsange u lof na waarde kan besing. Vervul in welbehae ons harte. Bring 'n welbehae in ons harte, Here, vandag met u Gees. En skenk ons nou hier oor 'n ware Christusfees. Soos kinders met hosannas hulle koning met blydskap ontmoet of begroet.
en Sion sy Messias met jubelsange kon begroet. So wil my lied u vrede en u heerskappy nou ook in my lewe besing, my lof en dankgebede, u net juigend en afgesonderd wilde bring. Ek dink nie ek sal ooit genoeg tyd in my lewe hê om hierdie nuwe lied van heiligmaking te kan sing nie. So kom ek vra net vir jou, wat bewerk dan uiteindelik, wat bewerk Jesus se getrouheid nou in my lewe? En dis hier waar ons tema nou vir die 8ste Sondag op die tafel kom. Hy bewerk heel eerstens vir jou verlossing, want hy moes dit kom doen het, want almal het gesondig, almal het ontbreek aan die heerlikheid van die Here. Jesaja 53 sê, ons almal was soos gedwaal soos slagskape, ons elkeen het sy eie pad geloop, al ons ongeregtigheid het God goed toegekies dat dit op die Here moes afkom, hy het dit op hom laat neerkom. So wat hy kom doen is, hy bring vir jou verlossing waaruit jy nie kon bewerkstellig nie. Want as daai verlossing in Jesus nie jou erfdeel is en jou deelagtig geword het nie, was jou definisie net een ding. Jy was vir die res van jou lewe 'n onheilige mens wat nooit voor die troon van God sou kon kom nie. Jy sou 'n onheilige mens bly. En al sou jy honderde kere kerk toe gegaan het en Kumbaya gesing het, Yes my Lord, en jy alles sou dien as bewysstukke, sou dit nooit goed genoeg gewees het vir die heiligheid en die perfektheid wat God vereis nie. Daarom moes Jesus kom. En wat hy kom doen is dat hy jou kom soek. En hy wil jou kom verander en jou heilig verklaar. Dit is net as gevolg van dat God jou in Jesus uitverkies het en afgesonder het, dat jy nou geheilig en in liefde voor hom kan kom staan. Dis die enigste manier. Geen wonder dat Jesus op hierdie aarde kom en in Johannes 14 vers 6 sê, ek is die enigste weg, die enigste waarheid en die enigste lewe nie. Want daar is geen ander weg na die troon van God toe nie. Daar is geen ander deurbraak nie. Daar is geen ander escape route uit Egipte, uit die slawerny van Farao af weg, as deur die bloed van 'n vlekkelose lam aan jou deurkusyn van jou tempel nie. Daar is geen verlossing uit Satan se mag, die owerste van die mag van hierdie wêreld, hierdie wêreldse sisteme, liefde tot die Vader, behalwe deur die bloed van Jesus nie. Daar is net een pad, een ware huweliksverhaal, en dit is 'n genadegeskenk van God in Jesus Christus. En daarom is dit wat die skrif dit noem, dis die pad van geregtigheid. Dis die pad van God se seun. Maar dan sê ons teks in Efesiërs 1, dit is ook die pad van voorbeskikking vers 5, dat God ons as sy kinders voorbeskik het om ons aan te neem deur Jesus Christus. Ons voorbeskikking lê in Christus. Ons voorbeskikking lê in wat Christus kom doen het. En wanneer ons in geloofsoorgawe kan ja sê, kan oorgee, ons lewens neerlê as 'n lewende, welgevalle, heilige offer, en ons aan die einde van onsself kom, en uiteindelik hierdie ding insien wat ek probeer verduidelik, en verstaan dat ons in die ware arbeidsvelde moet wees, waar ons die ware arbeid van die ware verlossing, van die ware evangelie, wat 'n krag is van God, in Christus tot redding vir elkeen wat glo. Is dit waar die uitnodiging kom? Kom in geloof. Maar kom na die seun, want dit is net in die seun waar God 'n welbehaag gehad het om jou aan te neem as sy kind. Daar is geen bewysstuk van jou eie pogings en vroomheid en godsdienstigheid en heiligmaking wat jy eers kon gaan indien het vir God om te sê, hier is die tekens en die bewyse dat u my moet aanvaar en vir my moet oopmaak die pad na die hemele en die heerlikheid en die seëninge wat daar in God is, omdat ek die regte goed gedoen het nie. Die oproep is 'n oproep van oorgawe, dis 'n oproep van kindskap. En ek wonder nou by myself net in die laaste paar minute, besef ons, wat dit beteken dat God ons as sy kinders vir homself aangeneem het. Die oorspronklike Griekse woord hierso beteken son placement, of placement in the son, in die seun. Besef ons wat dit beteken, dat wat Jesus vir ons gedoen het, was nie maar net 'n deurbraak aan die kruis nie. Ek wil iets hierso gou sê.
Dis so vir my asof ons altyd net die regte antwoorde ken, maar ek sê vir my kinders en vir my vrou in hierdie week, wat deurslaggewend is en waarvoor ek wil bid vir ons gemeente, is dat jy 'n kragtadige openbaring en 'n belewenis en 'n ervaring aan jou eie lyf sal voel wat dit moes beteken het dat Christus die lydensbeker leeggedrink het en homself oorgegee het vir ons in totaliteit. Dat ons nie net die regte antwoorde sal ken nie, maar in oorgawe my hart sal uitstort voor hom, soos wat ek in my eie huwelik doen, om my vrou lief te hê. 'n Hartspontane oorgawe. Maar kom ek kom terug ten slotte by hierdie laaste punt. Wat beteken dit dat ek nou aangeneem is as 'n kind van die Here? Dit beteken, my broer en suster, jy is nou 'n naamdraer van God. Jy is sy naamdraer. Deur waar jy beweeg en jou voete beweeg, is jy 'n naamdraer van God. Jy kan nie net Sondag 'n naamdraer wil wees, maar die res van die week trek jy die ou mens weer aan, zip die nuwe mens af en doen net wat jy wil nie, want dan het jy nie verlossing en oorgawe en geregtigheid verstaan nie. Jy kan nou as gevolg van kindskap, as aanneming kan jy nou waarlik leef in die vrymaking waartoe Jesus jou vrygekoop het. Jy kan nou leef in die krag van God se gees. Dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Ons kan in daardie krag kom leef. Ons het nou toegang tot die troon van ons Vader. Ons besef nou dat my voorsienigheid lê nie in Absa en F&B en in my werkgewer nie. My voorsienigheid lê in dankbaarheid en lof en heerlikheid net aan God die Vader. God is nou my wapen, sê die skrif. Hy is my skild, hy is my beskerming. Ek is nou afgesonderd in sun placement vir die Here. Ek is eenkant geplaas om tot sy glorie te leef. Ek swem stroom op teen die wêreldse stelsel en die braaivleisvure waar Gods lasterlikheid plaasvind. Ek swem teen dit op. My tugtiging, my lering, my wysheid, my dissipline is vir my vreugde dat dit van God afkom, want dis my goed dat dit van hom afkom. My toekoms, my heelheid, my woordeskat, my optrede, my gedrag, my praat, my maniere, my heelheid, my hart is nou by my pappa, want ek is sy kind. Ek is vrygekoop tot daardie kindskap alleenlik deur die bloed van Jesus, dis in Christus, deur Christus. Ek het nou, as gevolg van in Jesus en in aanneming tot kindskap, het ek nou 'n nuwe lied in my mond. Ek loop oor, my hart borrel oor. Dis soos 'n fontein van lewende water. Ek kan nie meer dors kry nie. My honger is gestil. My lied wat julle vanoggend gesing het, Blessed Assurance, Jesus is mine, is my loflied. In Jesus besef ek nou, ek is aangeneem, en ek is nou aangeneem, en nou kan ek iets doen. Ek kan nou sê, God is my pappa. Hy is my Abba. En ek het 'n verlange om op sy skoot te bly, met respek gesê, en nooit daardie posisie te verlaat nie. Sy hartklop wil ek hoor. Sy instruksies wil ek najag. Ek is nou nie God se onderwerp nie. Ek is nie vir hom 'n welsyngeval nie. Ek is sy kind. 'n Duurgekoopte kind, wat die bloed van Jesus gekos het, sodat ek heiligmaking kan jaag, pursue, die nuwe mens kan aantrek. Nie om my goeie dade te bewys as bewysstukke nie, maar 'n totale verbondsliefdesoorgawe, soos wat ek my vrou lief het. Dis ononderhandelbaar. En omdat ek nou sy seun en sy dogter is dit ook nie veel gevra dat die res van die skrif uitgewerk word in my lewe nie. Ek herinner myself terwyl ek voorberei in 2 Korintiërs 3 vers 17 wat sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesigte soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons almal na gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. So die kosbare waarheid van hierdie afsondering van God,
die drie enige God, Vader, Seun en Gees wat ek nou klaar verduidelik het, is dat hy deur Jesus jou nie net loskoop, sodat jy uit hierdie wêreld net vry kan wees en nou op 'n rusbank kan gaan lê en sê, dankie tog, ek is gered nie. Maar dat jy gered is tot oorgawe, tot heiligmaking, tot 'n verlange van afsondering, om dit te pursue, om dit na te jaag. Want vanuit ons aanneming vloei uiteindelik ons heiligmaking. Ons afgesonderd wees. Ek sê dit weer, ons is geregverdig. Maar nadat ons geregverdig is, besef ons is nou aangeneem. En omdat ek nou aangeneem as 'n kind, is ek geheilig. En stap die Gees van God en Jesus se bloedoffer saam met my tot God se seun in heiligmaking. Ek wil set apart leef. Ek wil die ring dra van heerlikheid, van ek behoort aan hom. Ek is afgesonderd vir die Here. Ek is duur gekoop. Ek wil dit dra. En dan ten slotte los ek jou met hierdie gedagte. Ons is nou nie net as kinders aangeneem en geheilig en uiteindelik tot heerlikheid nie. Ons het hierdie enorme waarborg. Dat alles wat ek vanoggend gesê het uit Efesiërs 1, die waarheid is. Wat is hierdie waarborg? Die waarborg is vers 13, en wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle dit ook geglo het, daar is jou opdrag, beweeg, glo dit, en na ons geglo het, is ons verseël met die Heilige Gees. So die Heilige Gees verseël ons in Christus, met hierdie boodskap tot eer van God. Vir wat? Met 'n belofte. Wat is die belofte? Wat die onderpand is, die down payment. Dis 'n waarborg wat God gee deur sy Gees, dat hy ons as sy eiendom sal verlos. Met ander woorde, die woord raak nou so, Psalm 138 sê, God wat die goeie werk in julle begin het, hy sal dit klaar maak. Paulus sê dieselfde, die Here het die goeie werk in julle begin, hy sal dit voltooi. So hy is getrou daarin om jou nie net te red nie, maar om die werke in genade in jou uit te werk deur sy seun, die werke van heiligmaking. En daardie heiligmaking is die werking van Jesus in jou deur die waarborg, die Heilige Gees. So wat doen die Heilige Gees? Hy bring nou hierdie vastigheid, soos in my huwelik in my hart. Ek wil die Here lief hê. Ek wil getrou bly, soos wat ek aan my vrou is, aan die Here, nog baie meer. Ek wil na sy woord, sy wil, sy oordeenkinge luister. Ek wil naby die Here leef. Ek wil hom verlang met alles wat in my is. Nie omdat ek dit moet verdien nie, maar omdat ek nou aan Jesus behoort. It's a blessed assurance. Ek wil in hierdie verbondsverhouding aanhou groei. Ek wil set apart wees, eenkant geplaas wees. Ek wil hier wees. Ek wil hierdie woorde hoor. Ek wil nie wens dat hierdie oomblikke verbygaan en dat die kerk tog net verby is, dat ons maar net kan aangaan met ons lewens nie. Ek wil al hoe meer hiervan hoor. Ek wil oor en oor dit hoor. Ek wil dit pursue. Ek wil hom jaag. Ek wil heiligmaking jaag met alles wat in my is. Ek wil dit najag, want ek wil die liefde van my lewe altyd by hom bly. Ek wil hom altyd sien, want ek wil God sien. Ek wil heiligmaking najag, sonder wie ek wil God sien en ek wil by hom wees. En weet jy, vir my is dit so persoonlik, want 6 jaar terug koop ek hierdie ring in Israel. Dis die laaste aand wat ons daar is, en ek kom by 'n ou Jood, hy wil sy winkel toesluit, hy is siek. Kyk, ek het mos lekker vet vingers, nê? En ek sê ek wil vir my vrou 'n ring koop met die Hebreëse inskripsie in, waar daar staan Ani lidudi vidudi li, dis daarin gegraveer. Ani lidudi vidudi li. In Engels beteken I am my beloved's and my beloved is mine. En weer die kort van die lang storie is dat die ou sê hy sal gaan kyk en hy kom terug. Nou ek het die vetste vinger en Welana het die kleinste vinger. Hy het 2 ringe oor van hierdie wat presies dieselfde is. 2. Een is my size, een is haar size perfek. Net 2. En ek koop dit en ek bring dit terug. En dit verseël ons verbintenis aan mekaar. En elke dag kan ek hierdie ring draai en ek kan lees in Hebreëus. Ek weet nie of jy dit daar kan sien nie. Ani lidudi vidudi li.
Ek is my geliefde en my geliefde is myne. En dis nie omdat ek hard gewerk het, dis omdat ek in 'n hartsoorgawe commitment nou in 'n verbondsliefde leef saam met die Here. Ek leef nou absoluut alleenlik in die krag van God se heiligmakende afsondering. En omdat ek in daardie krag leef, het ek nou, soos die skrif sê, het ek 'n nuwe identiteit ontvang. Ek is nou 'n kind van God. Ek het nou die volheid van God se gees in my, wat die vrug van God se gees in my lewe uitwerk. Liefde, vreugde, vrede. Ek wil dit uitgewerk in my lewe. Ek jaag dit na. Ek pursue dit. Nie in vroomheid nie. Ek laat toe dat die Gees dit uitwerk. Ek laat nie toe dat die owerste van die ou vlees van die mag, haat en woede en naaiwer en onverdeeldheid en al daai goed uitwerk nie. Ek het 'n aversie daarteen. Ek besef ook God gee nou sy gees binne in my sodat ek sonde sal haat. Sodat ek die krag van sy gees sal kry om die vlees dood te maak. Om aan te hou soos ek stap, die genade van hierdie huweliksaanbod sal vind in Jesus deur sy gees, om afgesonderd te leef en sonde te haat. Ek besef nou, God se gees lei my en leer my die volle waarheid, want dit is net die gees van God wat die volle waarheid ken. Selfs wanneer ek hier preek, of die woord vir julle lees, is ek nie die verklaarder nie. Dit moet die gees van waarheid wees wat dit vir ons kan oopbreek. En ek besef ook ten slotte dat God se gees bring God se liefde hier in my hart. Ek het 'n absolute liefde vir God en 'n liefde vir God se mense en 'n oorgawe vir die Here. Daarom is die skrif onomwonde helder, klinkklaar helder. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons verlede tyd geseën het, afgehandelde werk in Jesus, met alle geestelike seëninge wat daar in die hemele in Christus is, soos hy ons in hom uitverkies het. Die uitverkiesing lê in Jesus Christus. Daarom moet ons uitgaan in die wêreld en die evangelie van Christus verkondig, sodat die mensdom uit die strate kan inkom en Jesus kan hoor en hom kan aanbid en oorgee en toelaat dat hulle gegryp word en dat hulle ook hierdie selfde belewenis sal hê, sodat hulle voor hom sonder gebrek geheilig en in liefde kan wees en as kinders van God aangeneem te kan word. En omdat die Heilige Gees hierdie onderpand, hierdie down payment is, het ek 'n belewenis ten slotte van iets, en dit is dat die ewige lewe wat God beloof het, dat die heerlikheid wanneer ek my asem uitblaas op hierdie aarde, dat die opstanding uit die dode en 'n ewige lewe saam met God nie 'n far-fetched, geromantiseerde fietjie storieetjie is nie, maar absolute, gewaarborgde, goddelike waarheid. Is jy reg? En is jy oorgegee in hierdie afgesonderde heiligmaking, waar sonder niemand God sal sien nie? So nou begin die goed sin maak, né? Soos ons verder gaan. Daarom beweet God dat hy graag 'n verlange wil hê om vir sy seun 'n geheiligde, skoongewaste bruid te gee. En dis ek en jy. En dit word ons deur totale geloofsoorgawe, geloofsvertroue en geloofsafhanklikheid in Jesus Christus, deur ons waarborg die Heilige Gees, tot eer voor die troon van my liefdevolle Papa. Die Here seën julle.